Goeiemôre almal. So moet ek eers sê vir die ouers met klein kindertjies daar is, in 2 prentjies, pas by die preek is julle sou vir hulle so besig hou 'n bietjie gesels en daar's ook volgstukke, so as jy daarvan wil kry. Ons gaan saam begin. Ons het nou die lied 'n paar keer geoefen, dis die lied oor die Heilige Gees se werking. Ons het vir julle ook uitgedeel net dat jy die melodie kan volg, as dit nog nie veel bekend is nie. So kom ons sing dit hartlik saam. Stuur u lig in die waarheid, dat u my lei en my bring na waar u is. Geliefdes, die genade, barmhartigheid en vrede van God, die Vader, kom van Jesus Christus, die Seun, en van die Vader, en is by die wat die waarheid en liefde soek. Kom ons amen, ons doen dit met skrifberuiming 1-2, skrifberuiming 1-2, ons gaan daarvan sing vers 1, 2 en 3. Prys hom die hemelvors op sy verhewe troon, loof hom aan wie die hemelkoor hulde steeds betoon. Aan hom, die Skepper Heer, kom toe die eer en mag,
Sy woord het alles voortgebring, roem ewig sy gesag. Kom ons staan as jy kan, ons eer die Here met hierdie lied. So bly staan vir gebed en daarna gaan ons geloofsbelijdenis sing. Hoe wonderlik is dit om die naam aan te roep onder lofgesange, as gemeente saam, as ook gelowiges van elders, maar Here, een kerk voor U. Wonderlik, Here, dat ons U naam op ons lippe mag neem, dat daar 'n oop verhouding is. Ja, U het die hemel vir ons oopgeskeur, Here Jesus. U het ons sondes vergewe, ons kan na U kom. Hoor ons dankliedere, hoor ons lofliedere, hoor ons gebede van afhanklikheid, maar ook van oorgawe en gehoorsaamheid. Ons gebed is, Here, dat hierdie oomblikke daartoe sal dien dat U verheerlik word, dat ons mekaar sal herinner, ons is U kinders, saam met mekaar. Ons aksie is om U eerbiedig te loof en prys en U te volg. Neem ons gedagtes gevange. Heilige Gees, help ons om alleen op U te fokus. Die woorde is kragtig, U is heilig en almagtig. So weet ons hoe ons sal lewe. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
oopmaak, Psalm 123. Psalm 1, 2, 3. Ek wil vir jou vra, waarheen is jy op pad? As geloofsreisiger, as pelgrim. Onthou, ons het nou reeds uit die vorige 3 psalms geleer, disippels van die Here gaan vorentoe. Hulle gaan nie agteruit nie. Ons beweeg vorentoe, ons is aan die beweeg. Maar waarheen is jy op pad? Waarheen is jy op pad? Kom ons luister na hierdie psalm. 'n pelgrimslied. Ek sien na U op, U wat uit die hemel heers. Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Ontferm U oor ons, Here, ontferm U oor ons. Want ons het meer as genoeg veragting gehad, meer as genoeg spot van oormoedige mense, veragting van hoogwaardiges. Dit is die woord van die Here. So waarheen is jy op pad? Is jou eindbestemming Jerusalem? Uit hierdie psalm is dit duidelik dat selfs die pelgrims van die Ou Testament wat hierdie liedere gesing het en op pad was Jerusalem toe, sy eintlike eindbestemming nie Jerusalem is nie, maar die God van Jerusalem. Hy wat in die hemele woon. Dis tot wie hier geroep word. So begin ons psalm met 'n geloofsverklaring wat eintlik al in die vorige 3 psalms, die vorige 3 pelgrimsliedere begin het. Julle onthou 120, ek roep na die Here in nood. 121, my hulp kom van die Here wat alles gemaak het. 122, vreugde en eenheid, regverdigheid en vrede is eie aan die huis van die Here. En nou hoor ons as geloofreisigers, disippels, dieselfde ding, waar ons fokus behoort te wees. Ons fokus behoort te wees, na U kyk ek op. Op U rig ek my oë. Hierdie is 'n baie kort gebed, een van die kortste psalms. Dit is 'n klein botteltjie met groot inhoud. Moet nooit die krag van 'n kort gebed minag nie. Hier is 'n voorbeeld daarvan. 2 aksies staan uit die psalm. Die eerste is die intentionele of doelgerigte rig van 'n gelowige se oog. Die tweede ene is die afhanklikheid van die genade van God. Kom ons kyk eers, rig jou oog, doelgerig. Rig jou oog. Die psalmdigter maak dit baie duidelik. Sy oog is nie net op Jerusalem en in Jerusalem in die middel van Jerusalem die tempel en in die middel van die tempel die ark wat daar staan nie. Sy oog is op God self, op die verhouding. So nie die godsdienstige nie,
maar die verhouding, die geloof. Hy verklaar dit ook baie persoonlik, nee, is 'n persoonlike verklaring of 'n belydenis. Hy sê, ek kyk na die Here wat in die hemele woon. Ek dink die 83 vertaling gee nog 'n mooi bedoeling daarvan is wat oor die hemele heers. Hiermee verklaar hy God se grootheid. God se totale volmag oor sy eie lewe. Ek en God is nie gelyk is nie. Ek is aan God uitverkoop. Hy is my eienaar. In vers 2 hoor ons dan, hoe moet 'n pelgrim, 'n geloofsreisiger kyk? Dit is baie beskrywend, nee, as jy daar sommer weer lees, nee, soos slawe en slavinne hulle oë nie van die hande van hulle eienaars afhaal nie. So moet jou en my oë op die God wees wat sy beloftes hou nie. Die spesifieke naam van God is die verbondsgod wat hier gebruik word. Ek haal nie my oë van sy hande af nie, so slawe. Nou, vir ons 2026 mag dit nou 'n vreemde beeld klink, nie, vreemde begrip. Praat die Bybel dan eintlik slawe my goed? Nee, gebruik 'n algemene beeld in daai tyd. Slawe was algemeen in daardie tyd. En dit het nie noodwendig die negatiewe konnotasie gehad wat ek en jy daarin lig nie, wat later daarmee gemaak is nie, veral nie vir die volk Israel nie. Vir Israel was slawerny amper 'n oorlewing. As jy nie 'n manier gehad het om 'n lewe te maak nie, as jy nie grond gehad het nie, as jy skuld gehad het, dan het jy 'n slaaf geword om aan die lewe te bly. Die Bybel was baie uitdruklik oor hoe 'n slaaf hanteer moes word, soos deel van die huisgesin. Baie keer die enigste manier hoe iemand kon oorleef, hoe 'n weeskind deel van 'n familie kon word. En as so iemand gehoorsaam was aan God, het hulle deel van die huis geword. So wat gebeur dis, en dis die beeld wat ek wil hê ons moet hier hê, so slaaf het dus intens gekyk na die kleinste vingerwysing of instruksie, om nie te wag vir kos nie te wag net vir versorging nie, maar om aktief deel te neem aan die verhouding. Hoe maak ons nou hierdie beeld ons eie? Miskien 'n prentjie wat jy in jou kop kan kry is, hoe so 'n dankbare slavin, 'n eienaar en eienares se hande aan die etenstafel sou dophou. So dit is soos 'n kelner of kelnerin, wat iemand bedien aan die tafel. Jy bedien asof jou lewe daarvan afhang, maar ook uit dankbaarheid. So vir die kleinste handgebaar sou jy fyn uitkyk. En as daar nog gegaan word vir die brood, sou jy die brood aangee. As dit lyk of die wynbeker leeg is, sou jy wyn skink. Dis aktiewe deelname, dis die prentjie. Alexander Maclaren het 'n vreeslike mooi beeld wat hy hier gebruik. Hy sê, hulle behoort te staan waar hulle hom kan sien. Is dit nie so as jy in 'n restaurant is, dan hou jy daarvan om jou kelner of kelnerin te sien nie? 'n Goeie kelner of kelnerin, kinders as jy dink aan werk, hou dit in gedagte. Hou die persoon wat hulle dien, sodat hy heeltyd vir jou kan sien. Moet so staan dat hy hom kan sien. Hulle oë behoort op hom gefestig te wees. Hulle moet kyk met geduldige vertroue, sowel as met 'n gretige bereidwilligheid om in aksie oor te gaan wanneer hy sy bevele gee. Julle het al so 'n kelner gesien wat jy naderhand wonder of die persoon regtig werk wou hê. Of jy voel ek kon maar self. Nie so nie. So hierdie is 'n aksie, dis iets aktief waaraan ek deelneem. Oë gefestig, geduldig, gretig om in aksie oor te gaan. Charles Spurgeon bring dit baie naby ons as hy sê uit hierdie Psalm, sy verklaring sê ons moet ons oë met vasberadenheid gebruik.
dis nou ons woordjie doelgerig ook, nie, vasberadenheid, want hulle, dis nou my oë, sal nie uit hulle self opwaarts na die Here gaan nie, maar is geneig om afwaarts te kyk, of na binne, of enige plek, behalwe die Here. Dis nie 'n vanselfsprekendheid dat my oë maar net na die Here toe opgaan nie. Dis 'n geloofsdaad. Ek span my oë doelgerig met intensie in om op my eienaar se hande te fokus. Vanoggend vier ons iets hiervan in die erediens. As jy gekom het om na die woord van die Here te luister, maar ook hier aan die nagmaalstafel. Onthou, jou en my plek eintlik is die van slawe, nee, ons is slawe, ons was slawe van die sonde. Ons was totaal verlore. Paulus skryf so in Efesiërs 2 vers 1, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Dit was ons, so as jy gelei word deur die vors van die onsigbare magte, beteken dit, ek is 'n slaaf van Satan, slaaf van die sonde, dit is wat ek was. Maar ons is nou so slawe wat 'n nuwe tuiste gekry het. 'n Kans op lewe, nie net oorlewing selfs nie, maar lewe. Dis wat die Here Jesus kon doen het. Daarom moet ons so na God kyk, aktief. En vanoggend is dit die vraag vir jou en my, as ons die nagmaal kom vier, kinders, as jy met jou oë kyk, kyk ons so na God. Broers, kyk jy so na God? Eerbiedig, gehoorsaam, sonder ophou, met afwagting, sonder verdeeldheid, onderdanig, smeking. Kyk ek so na God? Kyk ek dalk so na die kerkraad? Asof dit uit hulle hande sou kom, of na die dominee, of my kinders, of my ouers? Ons kry 'n opdrag in Hebreërs 12. Wil jy moet mooi saam met my luister, lees saam met my op die bord. Hoor hoe die Nuwe Testament nou ego dit wat ons hier in die Ou Testament al hoor. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi. Ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus. Die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Antwoord al so 'n bietjie ons vraag, waarheen is ons op pad? Nee? Hou hom voor oë, wat so uit vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdraai. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Hoe lank moet ons dan so stik op die hande van ons verlosser gefokus wees? Die psalmdigter sê, tot hy ons genadig is. Totdat hy hom oor ons ontferm. Nou die bedoeling is nie hier dat God se genade beloning is waarvoor ek moet werk, wat slawe, hoe beter hulle hom bedien, hoe beter en hoe groter gaan die Here se genade wees nie. Dis nie die bedoeling hier nie. Die bedoeling is ek weet, genade kan net van een plek afkom, van een persoon, van hom. Net my eienaar, Jesus Christus, wat my duur met sy bloed gekoop het, kan
vir my weer genadig wees. Want onthou, ek was dood in my sonde. Ons vergeet maklik hierdie. Ons vergeet maklik dat ek dood was in my sonde. Ons wil met die Here onderhandel so op gelyke voet. As hy doen, sal ek doen. Waarom hou ek dus hierdie oë totdat hy my genadig is? Ek doen dit totdat Jesus se genade volkome myne is en ek ook opstaan uit die dood. Nou bely ek dit en ek glo dit en ek beleef iets daarvan, maar as dit volkome myne is, dan is dit wanneer ek saam met hom uit die dood opstaan. So wat doen ek hier en nou? Hier en nou doen ek dit deur as 'n geloofsreisiger te volhard in gebed. Al voel dit vir my soms of die uitkoms nog nie hier is nie. Ek hou aan bid. Doelgerig my oë op die Here, is ons eerste punt. Die tweede deel van hierdie Psalm wat eintlik maar uit die eerste uitvloei is afhanklikheid van God se genade. Afhanklikheid van God se genade. So, omdat ons dan mense is wat so bid, gaan die geloofs hierdie digter in vers 3 oor na 'n passievolle afhanklike gebed vir hierdie genade wat net God kan gee. In Afrikaans ken ons meestal net die woordjie genade. Die 83 vertaling praat van ontferming wat mooi is, maar die betekenis is dit van genade, omgee, liefde, wat aan iemand geskenk word wat eintlik bejammeringswaardig is. Nee, iemand wat sy omstandighede vir homself, hy sukkel in homself, maar sy uiterlike omstandighede is ook moeilik. Dis die tipe genade. In die Engels het ons grace en mercy. Hierdie is mercy. Barmhartigheid. Ontferming. 'n onverdiende genade wat jy aan iemand gee wat regtig swaar kry. A.W. Pink verklaar dit so, hy sê barmhartigheid dui op die geredelike. Die woordjie geredelike beteken vinnig, nee, met entoesiasme, geredelike geneigtheid van God om die ellende van gevalle skepsele te verlig. Dit is nie mooi nie. God se gesindheid, sy geneigtheid is om ellendige skepsels, ouens soos ek wat geval het, sy ellende te verlig. Barmhartigheid. So waarom hierdie dubbele smeking in ons Psalm? 'n dubbele smeking vir barmhartige genade. Die rede is, die volk kan nie meer minagting verdra nie. Dit wat hulle verduur, dit wat in hulle omstandighede gebeur, hulle kan nie meer nie. Jy al so vir die Here gebid en gesê, Here, ek kan nie meer nie. Ons hoor hy sê, hulle is sat tot in hulle diepste wese vir die spot van mense. Dit sê mense wat op hulle neerkyk. Ken jy so gevoel? Ek is sat, Here. Nou as mens hierdie woorde lees, dan wil ek vir ons baie sterke konteks gee van 'n tyd toe Israel uit die ballingskap teruggekeer het. En baie van hierdie pelgrimsliedere lyk of dit in daardie tyd geskryf is. Ons het so mooi konteks uit die tyd van Nehemia. Ek hoop julle kan onthou, ons het so 'n paar jaar gelede het ons deur Nehemia gewerk. Nehemia keer terug uit Susan, daar waar hy ook in ballingskap was, en hy gaan help om die mure van Jerusalem te herbou. Dis onthou, die mure lê om, die poorte is aan die brand. En dan terwyl hulle met hierdie bouwerk besig is, hoor ons van twee knape daar, Sanballat,
die Goroniet en Tobia die Arabier, en hoe hulle met die volk spot. Hoor bietjie saam met my, ek gaan vir ons weer hierdie verhaal net 'n gedeelte van lees. Toe Sanballat hoor, ons bou die muur, was hy woedend. Hy het met groot ergernis, smalend, kinders smalend, is nou daai gesigsuitdrukking van, nee, ek gaan nou vir jou lekker bespot, vir jou mok, dis wat smalend beteken. Hy het ergernis en smalend teen die Judeërs uitgevaar en vir sy mede-amptenare en vir die soldate in Samaria gesê, waarmee is die arme Judeërs besig? Wil hulle vir hulle 'n stadsmuur bou? Wil hulle offerandes bring en in een dag klaar maak? Wil hulle die klippe laat herleef uit hierdie hope stof en as? Tobia die Ammoniet het langs Sanballat gestaan en hy het gesê, laat hulle bou. Daai klipmuur van hulle sal omval as 'n jakkals daarteen spring. Hoor nou Nehemia se woorde, hoor dit o God, ons word bespotlik gemaak. Laat die smaad op hulle eie koppe afkom, laat hulle gevangenes word in 'n land van ballingskap. Hoekom spot mense? Mense doen dit as hulle iets of iemand teenstaan met bespotting en minagting. Dit is so maklik. Dit is so effektief. En as iemand met jou spot, wat gebeur met jou? Kry jy regtig dit net afgeskit? Nee, ons doen nie, nee. Dit is effektief, omdat dit dikwels naby aan die waarheid is, soos wat dit met Jerusalem se mure was, maar dit was regtig nie baie sterk mure in hierdie tyd nie. Dit slaan houe waar 'n mens kwesbaar is, en dit laat jou twyfel. Bespotting werk omdat dit die vinger druk op my diepste onsekerheid. Dit laat my wonder of God regtig daar is as mense so met my spot. As dit dan die konteks is vir die Psalm, dan maak dit baie sin. Hier wil hulle iets goeds doen, hulle wil die mure bou, hulle wil die tempel later bou, maar hulle word oor en oor bespot. Daar word op hulle neergekyk. So waarvoor bid hulle dan eintlik in hierdie Psalm as hulle sê, Here, wees ons genadig, Here, wees ons genadig? Moet God hulle verhoog? Moet God hulle opbou? Sodat hulle op hulle vyande kan neerkyk? Moet hy net die situasie omruil? Is dit daarvoor hulle bid? Nee. Hulle beroep hulle op hom wat van die begin af groter is as enige iemand of iets anders. Die God wat oor die hemele regeer. Met ander woorde, hulle kan maar op ons neerkyk. Uit genade kyk die Here op hulle neer en op ons. En dan hoor ons hoe Nehemia dit doen. Nee, hy is ontsteld oor hierdie bespotting. Maar hy haal nie sy oë van die Here se hande af nie. En dan gee hy hierdie bespotting in die Here se hande. Sou 'n mens hier in 'n gebaar kon sien van sy eienaar wat sê, gee dit vir my. Gee dit vir my. En dit is wat Nehemia dan in gebed doen. Wat doen hulle dan verder? Hulle gaan aan met die bouwerk. Ons hoor dat hulle in 'n rekordtyd klaarmaak, as ek reg onthou 54 dae. Terwyl hulle oë op God se hande hou. Terug by ons, as ons dan om genade smeek, dan gaan dit nie oor of ons goeie dade doen nie. Here, wees my genadig, want ek is daarom oukei. Dit gaan oor wie God is. Dit gaan hier, ek smeek om genade oor wie God is, oor sy karakter. So het God hom aan Moses geopenbaar. Eksodus 4 vers 6. Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.
Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde. Dis wie God is, nog altyd. En dit, broer en suster, geliefde, dit is waartoe hierdie psalm vir jou en my oproep. So my vraag vanoggend vir jou is, wat is dit wat jou vastrek? Wat is dit wat jou aftrek? Miskien voel jy bespot. Ek wil net met julle deel, ek is besig met huwelikskategese. En die vroutjie sê vir my, die aanslag op die huwelik is baie vel. Haar verloofde by die werk het die baas hom ingeroep en gesê, jong, ek is bekommerd dat hierdie huwelik jou werk gaan kos, want jy sal moet kies tussen jou vrou en die werk. Kan jy dit dink? Op die manier hoe jy haar nou eers stel, werk nie vir ons nie. 'n Pragtige getuienis oor die jong man, nee. Kan jy jou dit indink? Miskien word jy so bespot of vervolg. Miskien word jy geminag as kind van God, of dalk in jou persoon. Miskien probeer jy regtig die eerlike pad loop, soos wat die Here dit vir jou gee, en jy kry teenstand van alle kante. Die lewe ruk die mat onder jou voete uit. Wat druk vir jou vas? Miskien is dit jou eie sonde. Miskien is daar iets in jou lewe wat jy nie bereid is om te erken nie. So waar begin ons? Waarheen is ons op pad? Ons begin met geloofsoor wat ons nie van die werk van die Here Jesus Christus en sy hande afhaal nie. Vanoggend herinner God ons juis aan hierdie werk in die tekens van die brood en die wyn. Sy hande is vir ons deurboor. Hoe wonderlik is dit dan dat die Here Jesus self hierdie feit aan ons bedien, sodat ek en jy geloofskrag mag kry, sodat ons volhardend kan wees, sodat ons sy genade tasbaar mag ervaar. So om vanoggend die nagmaal te gebruik is om vorentoe te beweeg. Die rigting is bepaal, dis die volgende tree wat ek gee. Ek beweeg nader en nader in die genade van God. En nader en nader in die volkomenheid daarvan, soos wat ons weet, sy koms is al hoe nader. Om vanoggend die nagmaal te gebruik is om te erken, daar is niemand soos hy nie. Daar is niemand hoër as hy nie, hy is my eerbied waardig. Hoekom? Want voordat ek het geweet het, was hy vir my. Hy het my gekies. Gee hy vir my hierdie gevalle skepsel om met 'n barmhartigheid wat ek en jy nie eens kan verstaan nie. So, ek kan dus met my werk op hierdie aarde voortgaan. My oog op my koning se hande. Hoekom? Want hy is my reeds genadig. En ek hou dit daar, ek hou aan daarmee, totdat hierdie genade volkome is, en ek by hom mag wees. So mag ons dan vashou aan hierdie troos, soos wat Hebreërs 4 vers 16 jou en my oproep. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon. Hoor julle? Here, wees my genadig, Here, wees my genadig. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. Amen.
Ons gaan ons nou verootmoedig voor die Here, sodat ons ook onthou met die regte gesindheid aan die tafel toe kom sit uit Efesiërs 4. Efesiërs 4 vers 17. Ek weer vra, waarheen is jy op pad? Broer, suster, hier is die erns van die nagmaal. So onthou, hier is nagmaal en ons het ook baie besoekers vanoggend. Ons het ook baie lidmate. Het jy self ondersoek gedoen? Hierdie nagmaal is nie vir ongelowiges nie. Die nagmaal is nie vir mense wat volhard in sonde sonder om daarmee te breek nie. Die nagmaal is om ons te versterk in die Here, presies dit wat ons nou gehoor het, om ons te versterk in die Here Jesus, deur wat hy kom doen het. Daarom onthou dat wanneer jy met verkeerde gesindheid die nagmaal gebruik, eet en drink jy 'n oordeel oor jouself. So indien jy op hierdie oomblik volhard in sonde, weerhou jou van die nagmaal en bekeer. Maak reg, moenie langer sê, die Here kan maar 'n bietjie vir my wag. Maak nou reg. Sodat jy ook saam met ons aan hierdie tekens kan deel hê, want dit is nie omdat ons beter is nie. Maar ek weet waar my verlossing is, dis die viering. Hoor wat staan in Efesiërs 4, is die ding nou dood? Kies julle net 'n oomblik. Efesiërs 4 vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle, moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie. Omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee, om al wat vuil is te doen. Hoor nou die maar, dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is julle onderdanig volgens die waarheid wat in Jesus is. En hier is die oproep. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Ons gaan nou oor tot die viering van die heilige nagmaal. In die nagmaalsformulier het ons hierdie hoofpunte. Eerste moet ons hou, dit is Jesus wat self die nagmaal ingestel het. Dis nie my tafel nie, dis syne. Waarom steur ek my in dit wat hy sê? Die tweede gedeelte hiervan is gedagtenis, onthou wat hy kom doen het. So nou is met die brood en die wyn besig, so onthou ek, wat het hy kom doen, hoe het hy my lewe verander? Ek doen dit onder selfondersoek, met die versekering dat hy sondes vergewe. En dan die vierde punt is die gemeenskap, die verhoudinge onder gelowiges. Ek wil graag hierop fokus vanoggend in die formulier. Wanneer ons nagmaal hou, is die seëninge wat ons ontvang
Nie maar net 'n mooi of 'n vroom gedagte nie. Dit is so eg en werklik asof Jesus self hier is en ons hom hier sien staan, of 'n mens aan hom sou kon aanraak. Die brood en wyn is God se manier om vir ons te sê, ek leef vir jou. Dit trek ons in, soos wat kos in jou murg en jou been intrek om dit te versterk. So dink so daaraan, net soos wat gewone brood jou liggaam aan die gang hou en jou krag gee, presies so is Jesus se lewe die enigste ware kos wat ons siel en liggaam maak, lewendig maak en ons geestelik aan die gang hou. En die wyn herinner ons aan Jesus se bloed. Sy bloed wat ons nie net skoon was nie, maar ons verkoop. Nog 'n vertaling daarvan sou wees vertroetel, verfris en met 'n diep blydskap vervul. En dit doen Jesus nie van 'n afstand af nie. Hy doen dit vanoggend ook hier deur die Heilige Gees wat uitgestort is. Dit is wat ek en jy gedenk as ons saam in 'n gemeenskap van gelowiges om die tafel kom sit. Maar ons is ook een met hom. Deur hierdie selfde Gees laat Jesus ons deel word van sy eie lewe, sy eie liggaam selfs. Dis soos die bekende woord wat Paulus sê, dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Hy maak my soos takke aan 'n wingerdstok. Ons is so deel van hom dat sy lewe deur ons vloei en sy vrug dra. Ons is ook een met mekaar. Die Gees stop nie daar nie, hy bind ons ook aan mekaar vas met regte, egte liefde. Aan hierdie tafel herinner die Here Jesus ons aan sy groot opdrag, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Die beeld wat hier in ons formulier gebruik word is die van 'n brood wat gebak is. Dit bestaan uit duisende klein korreltjies meel wat so saamgeknee en saamgebak is dat jy nie meer een van hulle kan onderskei nie. Dit is presies hoe ons as gelowiges moet wees. Saamgebind, eensgesind, dat daar nie plek is vir bekleierery of verdeeldheid nie. Jesus het self gesê dat 'n familie of 'n koninkryk wat teen homself beklei, nie kan staan nie. So terwyl ons dan hierdie heerlike teenwoordigheid van Jesus geniet, deur woord en gees, moet ons onthou wat hy van ons vra. Kyk na mekaar met dieselfde liefde as wat ek na julle kyk. Dit wat betref hierdie gemeenskap, die verhouding wat daar onder ons behoort te wees, ook nou as ons nagmaal gebruik. Die laaste punt in die nagmaalsformulier gaan oor verwagting. Ons kom dus met verwagting. Daarom kan net gelowiges aan die nagmaal deelneem. Dis 'n verwagting dat hy my sonde raak sien, maar dis 'n ewige verwagting dat hy my sonde vergewe. Ons sien met die viering van die nagmaal uit na die verskyning van ons verlosser. Ons kyk verder vorentoe in die heerlikheid en die ewige huweliksfees, waar tydens ons vol vreugde saam met hom die nuwe wyn sal drink in die koninkryk van sy Vader. Dis die beweeg wat ons volgende van gehoor het. Ons is op pad. Daarom bid ons met groot blydskap, saam met God se hele kerk, kom, Here Jesus, kom. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, Jesus Christus, Verlosser, Heilige Gees, met hierdie nagmaal vier ons die heerlike gemeenskap
met U en met mekaar. Daarom bid ons, Here, stuur dan ook U lewendmakende Gees, sodat ons gevoed kan word met die ware brood uit die hemel, wat aan ons die ewige lewe skenk. Amen. Terwyl ons die tafel gereed kry, gaan ons sing lied 320, die 320, ons gaan daarvan sing vers 2 en vers 4. Geliefdes, so ons herinnernis, die erns van die nagmaal. As jy kom om verkoop te word, ook die eerste besoekers wat aansoek gedoen het. Ons wil ook dit sê, as jy in jou eie gemeente nagmaal sou gebruik, dan is jy baie welkom ook hier by ons te gebruik. Ons staan voor die lewende God in ons harte en ons bedoeling ook hierin. Daarmee is die tafel oop. As jy welkom tot ons aansit, kom ons kyk. Ek gaan maar eers vra dat die voorste banke eers vorentoe kom. Ons sien hoe ver kom ons hou van almal saam. So kom vorentoe, dan sien ons of ons dit in een tafel gaan afhandel. Jy is baie welkom om te kom aansit. Ja, so lyk dit so ons twee tafels toe. Hier is, weet julle, kom sit naby. Ek dink hier is genoeg plek in die voorste banke nog. Selfs in die tweede bank is hier inskuif. So almal wat kan nagmaal gebruik, kom gerus.
kan nog so 'n bietjie opskryf. Dit is almal om. Daar is iets moois om dit so op een slag almal saam te gebruik, wat jy so gaan oor die gemeenskap wat ons aan vanoggend te lei. Liefdes, die brood wat ons aan mekaar gee, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, onthou en glo dat die liggaam van Christus gegee is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Ek was so oor die saam gebruik daar. Dis is jy net vir daar nie so op wat sê. Partykeer gaan ons so vinnig oor die nagmaal. En ons dink nie aan waar ons besig is nie. So ook terwyl jy maar so 'n bietjie koue in die broodjie en jy vassit, vol lekkies. En jy moet ons so sê die formulier is, so tasbaar is die Here, so naby gee hy homself aan ons. Dis waarom ons beweeg. Dis waarom ons hierdie Here, wie ons nou tasbaar proe, aan ons lywe, die genade waarvan ons praat. Daarom ook geliefdes, die beker met die wyn daarin, die teken met die verhouding op die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem en drink elkeen daaruit, onthou en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes.
net so tasbaar, onthou ons dan nou, soos wat die wyn in jou lyf beweeg, en so 'n bietjie daar warm maak. So tasbaar is die Here se teenwoordigheid en sy genade oor vir jou en my. Kom ons sing dan nou lied 320. Ons gaan sing daarvan vers 5 en dan ook vir 1 vers 3. Is die voordeel op die tafel. O kom by ons bly. Dis wat die Here beloof, dat hy is wat by ons kom bly, dat niks ons ooit van U kan skei. Dis wat ons beloof. Dis die belofte wat ons kry wanneer die Here dan sy nagmaal ook aan ons bedien. Kom ons sê so, dan sing ons dit saam. Loof o my siel en alles wat in my is. Loof die Heer in wie ek van harte bly is. Verhef sy heilige naam met lof en prys. Laat hoor my siel die stem
van dankgebede. Vergeet nooit een van sy weldadighede. Vergeet hom nie wat jou sy guns, sy genade bewys. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, voor U kniel ons in afhanklikheid en in aanbidding. Ons is verkoop. Ons is versorg. U genade het gekom en sal bly kom. Dit is ons getuienis en dit is ons hoop. Wil U ons as gemeente bly voortbou in hierdie genade? U het ons gekonfronteer met U woord. U het ons gekonfronteer met U tekens. Mag ons nie vandag hier wegstap en maar net voortgaan soos voorheen nie. Wees ons genadig, Here. Wees ons genadig. Mag wat ons gehoor het uit die woord, wat ons beleef het aan die tafel, getuienis wees in hierdie wêreld, waar dinge so die mekaar is, waar mense ongemak het, ook oor die oorloë op die oomblik. Onenigheid in die kerke. Wees ons genadig, Here. In hierdie genade leef ons en kyk ons vorentoe. Ons bly dan bid, Here, ook vir hulle wat siek is in ons gemeente, geliefdes wat siek is, familielede. Dankie dat U gebede hoor. Dat U troos gee en hoop. Ons bid in die besonder vir Marina en Julian, wat hierdie week verhuis Swakop toe. Vir jare was hulle deel van hierdie gemeente. Ons weet dat Julian regtig worstel, hy wou so graag vanoggend hier wees. Maar sy gesondheid het hom weerhou. Daarom dra ons hom nie op, ons dra vir Marina nie op, ook in die groot skuif. Here, dat daar nie net vir hulle verligting sal wees in die druk wat hulle ervaar nie, maar ook in hulle geloofsbeweging nader aan U, vertroosting en hoop vir die toekoms. Ons bid vir harte in ons gemeente wat steeds seer het. Baie vrae wat daar is, dalk oor omstandighede, oor geliefdes wat gesterf het, oor werksituasies, oor diep gewortelde sonde waarmee ons sukkel om te breek. Ons bid vir hulle wat op die rande van ons gemeente beweeg, tog nie kom deel in die gemeenskap van die heiliges nie. Mag ons so genadig wees ook teenoor hulle, Here, soos wat U teenoor ons is, ook deur liefdevol aan te spreek. Wees U, Here, ons antwoord. Wees U ons doelgerigte fokus. Van U hande wil ons nie ons oë afval nie. Mag ons kom saam doen waar U klaar besig is. Ons pleit dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid vir ons lief en leed. Daar is 'n spesiale kollekte vanoggend vir 'n spesifieke gesin in die gemeente, wat die diakonie graag wil help. So indien jy dalk iets ekstra het
Weet my net, hierdie bydrae is om 'n spesifieke gesin te help. Dat ons ook so vir hulle kan bydra. Oom Willem kan die baie sterkte met julle kinders se operasies en siektes en julle ondersteuning ook daar. Julle is vir ons 'n mooi voorbeeld ook in hoe julle altyd in geloof uitreik na die geloofsgemeenskap. Ek bid graag saam met julle ook vir hulle. Baie sterkte. Is daar ander meelewing wat julle onder ons aandag wil bring? Ek dink Junior het gesê Jaco van Jaco en Dana. Ons praat altyd vir hulle twee so saam, net die twee broers, altyd daar sit. Jaco het sy knie seer gemaak, klink vir my, was in die hospitaal daarvoor. Het gaan al weer beter. Ons dink ook aan hulle. Is daar ander meelewing? Lenay, vir ja, amper het ek nou vergeet. Waar was Lenay? Kan iemand vir Lenay bring? Bring my jou boetie saam, hy is moederskamers hier. Onthou net as hy dit kry, dan gaan hy van die sweets vat. Ek het geweet dit gaan hy het nie jou verjaarsdag, hoor. Stefan Du Plessis verjaar môre en hy het dit op die plaas gaan vier, so ek gaan sy sjokolade self eet. Sommer net om te sê met my idees as hy sy sjokolade wil hê. Ek sien nie van Mariaan en Grobling nie. Baie geluk met elkeen wat verjaar. Ons het ook in die gemeente nog verjaarsdae. Thelma verjaar, Nokia verjaar Woensdag, Mariaan, die van 'n geval jy vergeet het, jy verjaar Vrydag. En sê nie met onthou groot verjaarsdag geskenk Vrydag nie. Dan die Sunny Skutte en Ouderus, sy verjaar ook Vrydag en dan SC Baard Saterdag. Wie? Adile Oosthuizen. Adile. Ek het vergeet, jy soek om jou maai is. Kan jy nou baie geluk met jou verjaarsdag. Ek is ook vandag. Fantasties. Mag dit nie my verjaarsdag. Dankie man. Julle, ons gaan nou die seën van die Here bevestig soos ons uitgaan. So in ons beweeg as pelgrims is die Here se seën nooit nie met ons nie. So hier is nie een of ander magiese of 'n magic trick wat ek doen nie. Dit is 'n bevestiging van wat die Here Jesus gedoen het, van wat ons in die Ou Testament al hoor. Is die Here seën bevestig. So daarom wil ek vra, ons gaan nou staan en dan gaan jy dit aanhoor. Hou op jou oë. Hier is nie 'n gebed nie. Dis dalk 'n oop oog gebed. Maar dis bevestiging daarvan, 'n visuele bevestiging dat die Here jou in hierdie week instuur onder sy seën. En dan gaan ons saam met mekaar sing Skrifreëling 4:6 as 'n loflied vir ons saamwees as gelowiges. Kom ons staan. Geliefdes in die Here, vrede en liefde en geloof van God die Vader en van die Here Jesus Christus. Sy genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met 'n onverganklike liefde liefhet.
aankondigings. Jammer oor die lig op die berg wat so laat gekom het. Dis maar so 'n bietjie kommunikasie glips en 'n foon wat geval het. 'n Rekenaar wat nie wil WhatsApp stuur nie en so. Hopelik sal hy van volgende week af weer betyds wees. Ons kater by, dankie. Dankie Siena. Dan, dit is wijk 3 se diensbeurt vandag. Dan so help asseblief daar met die tee en die koffie skink. Suster saamtrek, die 28ste Maart is op Tsumeb. Ons moet, waar trek ons is nou soos hierdie week, moet ouens reageer. Die 10de Maart is die RSVP datum. 28ste Maart asseblief. So julle kan met vir Marina julle name by Marina opgee asseblief. Dan die gemeentekamp word beplan vir 22 tot 25 Mei by Westnest Lodge. Dan weet asseblief vir Marlies, as jy wil gaan. Marlies, dankie weer eens vir jou readings. Elke jaar se gemeentekamp is baie lekker. En asseblief, as jy wonder of jy dit gaan kan bekostig, kom gesels met my. Ons wil graag hê soveel mense moontlik moet gaan, so as die finansies dalk hierdie tyd van die jaar bietjie knyp, maar jy sou graag wil kom, asseblief kom gesels met my of met Mike of met Alwyn of een van die ouderlinge, ons gaan 'n plan maak. 22 tot 25 Mei, dan vra ons weer vir bydraes vir die omgeepakkies. Ons vra ook hierdie groot papier inkoppies sakkies, ek wil nou nie 'n spesifieke plek adverteer nie, maar ons het 2 plekke wat sulke lekker sak het, julle weet van hulle, bring hulle asseblief. Ek sien hulle staan hier geskryf, maar bang YouTube vang my, as ek nou ons adverteer. So, en as jy kan help ook met pak of met spesifieke aankope, kan jy gerus vir Marieta kontak, sy help ons hiermee. Dankie Marieta, ook vir jou pak van die pakkies. Dan wil ons vanmiddag nagmaals ete hou, so as jy nou vergeet het, dan gaan kry jy ietsie. En as jy nie iets het nie, kom net hierso, almal hierso het so ietsie ekstra gemaak op. So, maar kom eet saam met ons, dis deel van die gemeenskap van die gelowiges, wat ons graag saam met mekaar wil beleef. 1 April hou ons 'n psalmfees. Dis 'n Woensdag aand en ons nooi al die gemeentes. Ons gaan wyd uitnooi. Ek weet nie ver ons bereid om te ry nie, maar ons gaan wyd uitnooi in Windhoek. So asseblief laat weet vir mense, bring jou familie. Dit gaan 'n heerlike saam sing van psalms wees. Ons kies spesifiek psalms en ons, so ver as wat dit vir my moontlik was, het ek ou psalms gekies. So die ou ooms en tannies gaan ook bly wees soos ek hou ook van dit. Juist bietjie om die psalms te vier, maar dis in Paasfees, so al die liedere is ook gemik op Paasfees, dus van lyding na glorie. Ons gaan die lydingspsalms sing en dan heerlike lofpsalms ook asseblief. Hou so lank oop en kyk uit vir die advertensie. Dan laaste ding, wil ek graag net sê, ek gaan in die week uitnodiging stuur ook, miskien het jy al persoonlik gekry, van Journey. Ons het Journey seminar wat aangebied word oor die identiteit van die gelowige, spesifiek oor die worsteling met sogenaamde selfde geslag aantrekking. Kerk sukkel partykeer oor hoe om dit hanteer en hoe om gesprekke te hê hieroor. So ons het die Woensdag die 27ste Maart het ons daaroor 'n seminar hier in ons kerkgebou wat Journey kom aanbied. En dan die naweek het ons wat ons noem 'n mini-intensive. Nou, miskien weet party van julle, maar almal nie, dat ek is al so 5-6 jaar betrokke by Journey. Dit het begin toe die ou wat ons sukkel nou nog om sy holsak af te haal, die klomp seuns gemolesteer. Ek moes persoonlik met die ouers en die kinders werk. En ek nie geweet hoe nie. Met al my opleiding, al die beradingskursusse wat ek al gedoen het. En ek het hulp gevra en Journey is aan my aanbeveel, juist om veilige groepe te skep waar 'n ou jou hart kan uitpraat. Jy kan vir jouself dink hoe verskeer dit 'n gesin. So in wese spesialiseer Journey in die teologie van identiteit. So Journey is nie 'n kerk nie, dis 'n organisasie wat langs die kerk inkom en weer 'n disippelskap kursus kom aanbied. Te sê, hoe doen ons hierdie as kerk? Hulle is baie streng daarop dat jy moet verkieslik aan 'n plaaslike gemeente behoort, waar jy geondersteun kan word, en vanuit jy kan werk en kan help.
Jy doen dit nie apart nie. So in hierdie naweek, dis dan die Vrydag, Saterdag en Sondag, word daar in klein groepe met mekaar gewerk en baie diep, veilig gewerk oor ons diepste worsteling. So dis vir enige een, nie noodwendig as jy groot krisisse het nie, maar almal van ons het maar identiteitsstoei dikwels in ons lewe. So ek wil jou uitnooi, as jy dalk persoonlik met my daaroor wil praat, ek kan meer daaroor vertel. Maar ek kry sê regtig, hierdie is so veilig dat ek self in my eie geloofsworsteling diep sonde voor die Here kom bely wat ek as predikant nooit andersins sou doen. Ek sou te bang wees. En ek kon daarmee deel en regtig hierdie genade waarvan ons vandag gehoor het, daaroor kan ek getuig. So kom gesels gerus met my. Ons gaan dan daardie Sondag 'n gesamentlike diens by Suidgemeente hê, sodat ons fasiliteite beskikbaar kan stel vir hierdie werk om te gebeur. En daarom is dit is 'n opoffering wat ons as gemeente maak om elders te gaan kerk, maar sodat hierdie werk ook met van ons lidmate en mense buitekant die gemeente ook kan gebeur. Groot klem op veiligheid, so daarom weet julle nie wie u is nie. Ons gaan nie mense se name word nie bekend gemaak nie. Daar is 'n groot klem op vertroulikheid en veiligheid, sodat jy regtig jou hart voor die Here kan kom deel. Ek kan hiervan getuig dat dit skrifgetrou is. Jy gaan ook in hierdie proses by altyd die seminar en die intensive week of naweek eintlik baie goeie skrifgetroue lering kry oor spesifieke sake. Dalk 'n bietjie in 'n preek wat in die teks en jy praat met dit wat daar is. Wat hier gebeur is sekere situasies of traumas sonde in jou lewe en om spesifiek uit die skrif hieroor antwoorde te gee. So dit is vir een en elke ene. Kom gesels gerus met my. Ek gaan so 'n algemene uitnodiging op die WhatsApp groep uitstuur. Asseblief as daar vrae is, laat weet. Ek is nou klaar. As Marina. Die papiertjies, Marina, wil asseblief al papiertjies terug hê, dat ons dit weer 'n volgende keer kan uitdeel. Sodat ons, dit het baie mooi gegaan, of vanoggend se sang was al mooi. Ek dink daar's nog een, daarin ons mis een tyd, die tweede vers is daar, net in jou kwartnoot, waar ons net moet vroeër inval. Ek sal volgende keer dit gou vir julle uitlig, dat ons dit kan, ek dink dan is ons amper daar om in die volheid in die dienste kan sing. Dankie. Kom ons gaan eet saam, my hoërskoolkatekisasie gou hier voor by my asseblief. Dankie.